En 'n lekker, hartlike Vrydagmôre groet vir jou. Weet jy, ek wil nou vanmôre vir jou iets sê. En dis wanneer iemand kom en hy probeer vir jou heuning om die mond smeer of vir jou iets maak wat jy wonder nou, van wie praat die persoon? Kom ek gee jou 'n goeie voorbeeld. Jare terug, toe ek die skool verlaat, kry ek 'n getuigskrif by die skool. En ek onthou baie goed dat deel van die woorde daarin was dat hy's edel van inbors, hy het 'n sterk karakter, graag beveel ek hom aan vir enige werk of rigting waarin hy sou wou gaan wat binne sy vermoë is. En ek dink, wow, ek het nooit gedink die hoof dink so baie van my nie. En raai wat? Al die ander se getuigskrifte dieselfde gelyk. Né? Ek was half afgehaal. Maar dan lees ek in die woord van die Here, en hier is vir my 'n getuigskrif so mooi, want dit kom uit die hart van God uit. Hy praat van Johannes die Doper, Johannes 5 vers 35. Dan sê die Here Jesus hierdie woorde: hy was 'n lamp wat gebrand en geskyn het. So hy was nie net 'n lamp nie, hy was nie net 'n liggewer nie, hy het gebrand en hy het geskyn. Hy het gewerk, hy het gedoen dit wat God van hom verwag. Wat 'n getuienis. En my vraag vanmôre is, as God 'n getuienis van jou lewe moet gee, wat sal dit wees? Gaan dit wees oor die goeie werke wat ons doen? Gaan dit wees oor die dinge wat ons doen wanneer ons dink ons is heeltemal, of gaan dit wees dat God sê, jy is vir hom soos 'n lamp wat brand en skyn. Jy doen dit wat jy veronderstel is om te doen. Here, help ons om net dit te doen wat U van ons verwag, tot die beste van ons vermoë, dat ons nie net brand nie, maar ook skyn. Amen. Jy moet 'n baie lekker naweek hê. Gaan geniet hom, ons is op pad na Mannekamp toe, kan nie wag nie, en ja, ek dink die Here gaan vir ons groot blessings by die kamp gee. Bye bye.